In die nuus vanaand, 'n tussentydse verslag wys hoe gewone werkers by binnelandse sake vinnig ryk word deur dokumente aan buitelanders te verkoop. Inwoners veroorsaak groot ontwrigting nadat hulle krag weens wanbetaling afgesny is. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Tientalle amptenare van die Departement van Binnelandse Sake is reeds afgedank of geskort na beweringe van korrupsie en wanbestuur ten bedrag van miljoene rand. Die spesiale ondersoekeenheid het bevind dat die amptenare hulle posisies misbruik het om sowat 16 miljoen rand in hulle sakke te steek deur die verkoop van vervalste Suid-Afrikaanse dokumente aan buitelanders. Dit het aan die lig gekom in die eenheid se tussentydse verslag na ondersoek wat in April 2024 begin het. Dit het gefokus op korrupte skemas wat onwettige immigrante gehelp het om die land binne te kom deur die verskaffing van vervalste dokumente, visums en werkspermitte. Volgens die SOE se verslag het die onwettige immigrante die 16 miljoen rand aan korrupte amptenare betaal om die vervalste dokumente te bekom. Op hulle beurt het die onwettige immigrante die vals dokumente, visums en werkpermitte gebruik vir doeleindes wat hulle so 181 miljoen rand in die sak gebring het. 'n Vletjieblaser beweer dat buitelanders onwettig die land binnegekom en asielpermitte bekom het wat hulle gebruik het om permanente verblyf en later burgerskap te kry. Die bewering het die eenheid genoop om 'n spesiale tribunale bevel te bekom om 5 vlugteling ontvangskantore te deursoek. Telephone analysis reveal communication between officials and foreign nationals, with payments via e-wallet ranging from 500 to 3,000, facilitating the unlawful issuing of permits and visa to unqualified individuals. Die ondersoek het hulle gelei na amptenare wat lae posisies in die departement beklee het, maar skielik rykdom bekom het wat hulle nie kon verduidelik nie. The SIU can reveal that so far we have uncovered that 4 officials who earn less than 25,000 a month have received a total of 16.3 million in direct deposit. Die ondersoek het ook 'n gekoördineerde netwerk van godsdienstige leiers ontbloot wat die immigrasiestelsel misbruik het deur die verkryging van onder meer vals dokumentasie, gerieflikheidshuwelike en borgskappe van syndikaate te bekom om hulle finansiële stabiliteit te vervals. Onder hulle is die selfverklaarde Malawiese profeet, Shepherd Bushiri, wat in 2020 uit Suid-Afrika gevlug het, nadat hy op borgtog vrygelaat is op aanklagte van bedrog, verkrachting en geldwasery. En die omstrede pastoor Timothy Omotozo, wat onder meer aangekla is van verkrachting en mensenhandel en verlede jaar na 'n lang hofsaak as 'n ongewenste persoon aan Nigerië teruggestuur is. SIU has helped us indeed to shed light into the deepest and darkest crevices of these processes. By exposing both the alleged perpetrators and the systemic loopholes that enabled their manipulation, Home Affairs has now been empowered to take decisive action against perpetrators who have gotten away with misconduct for far too long. 55 amptenare van die departement is sedert 2024 afgedank, 275 strafregtelike klagte geopen en 11 ondersoeke afgehandel in verband met die korrupte skemas. Schraber sê meer as 2000 vervalste visums gaan moontlik teruggetrek word. 5 van die 36 verdagtes wat deur die valke in hegtenis geneem is in verband met tenderbedrog van 113 miljoen rand by die Departement van Onderwys in Mpumalanga is borgtog toegestaan in die Landdroshof in Mbombela. Die borgtog wissel van 5.000 tot 50.000 rand. Die 36 word aangekla van onder meer diefstal, bedrog en geldwasery. Dit hou verband met tenderkontrakte vir noodherstelwerk en instandhoudingskontrakte by 21 skole in Mpumalanga in die 2019-2020 geldjaar. Onder die beskuldiges is die 29-jarige Palesa Tella en haar ouers. Sy sal borgtog van 50.000 rand vrygelaat nadat sy aangevoer het dat sy 'n baba het wat sy borsvoed. Haar pa het ook 50.000 rand borgtog gekry. Die borgaansoeke van die ander verdagtes sal môre aangehoor word. Op die 4de dag van sy getuienis voor die Madlanga Kommissie het die geskorste adjunk nasionale kommissaris vir misdaadvoorkoming,
Luitenant-generaal Shadrack Sibiya volgehou dat hy nie impalas van die vermeende misdaadkartelhoof Vusimusi Cat Matlala ontvang het nie. Hy moes egter vinnig sy dientjie verander toe die teendeel aan hom voorgelê is. Sibiya het ontken dat hy impalas van Cat Matlala ontvang het, maar toe WhatsApp-boodskappe aan die lig kom, moes hy 'n ander verduideliking opdis. Then we take you to the messages. And the messages show that in fact the arrangement was through Mr. Matlala, because it says from Cat. So then you say, well, yes, you realized that. And so your way of dealing with it was to say you're not going to accept delivery from a service provider. But then when you're taken to the evidence which shows that there was delivery and that there are impala on your property, coincidentally, after the date of delivery, as we see from the chats, then you say that the Zimbabwean gardener went and procured it for you. So that's what what I am putting to you about the inconsistencies. Sibiya is weer op die teendeel gewys toe hy voorgegee het dat hy van geen nut was vir Matlala nie. Mr. Matlala would not have asked for a meeting with you, and he would not have made an effort to meet with you in January 2024 if you had nothing useful to provide to him. The reason you said so yourself, he came to you, is because he sought your assistance or intervention. That's the real reason for the meeting in January 2024. Die beweerde voordele wat Sibiya ontvang het deur die aflewering van die impalas is ook genoem tydens die selfoonopname wat getuie C van Matlala gemaak het, kort nadat hy in hegtenis geneem het. Sibiya het die geloofwaardigheid van die opname bevraagteken. I'm very worried about the evidence leader because she selectively chooses portions that she thinks could only address what she wants to achieve. But also deliberately choosing to ignore the fact that Mr. Matlala raised an issue and said, I have a problem with this recording. This is not my voice. It was AI generated. Die ondersoek gaan voort. Reddingsspanne spook steeds om die 5 vasgekeerde mynwerkers by Kapa Minerals in Kimberley te bereik. Die mynwerkers is sedert Dinsdag verlede week meer as 800 meter ondergronds vasgekeer na 'n modderstorting. Groot hoeveelhede water in die tonnel vertraag reddingspogings. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe, het Vrydag tydens sy besoek aan die myn laat blyk dat die 5 mans vermoedelik dood is. Die plaaslike Noemsatak het vandag die myn besoek. Hulle sê die situasie het verbeter en water word voortdurend uitgepomp. In terms of the operations, we were there today, actually around 6 or 5 a.m. We managed to see the drilling team. It updated us in terms of how far they are in terms of detecting the 5 gentlemen who are still trapped. And then, but what we have come across is that at least in an hour they are able to pump out 300 liters. So we can confirm that the process is running positively, even though it is running slow. But at least there is a high chance and positivity that within 2 weeks or so they might get hold of those 5 gentlemen. Die Kapa Minerals het ook aangedui ten spyte van die gure weer en baie reën in Kimberley, hul operasies nie beïnvloed gaan word nie. Die Kapa Minerals sal na verwagting binnekort meer inligting oor die reddingspoging bekend maak. Keith Feister, SAIK nuus, Kimberley. Slegs ure voor die Gautengse premier Panjasa Lesufi sy provinsiale rede begin lewer het, het chaos in verskeie dele van Tembisa aan die Gautengse Oosrand uitgebreek oor water- en kragonderbrekings. Inwoners het verskeie hoofroetes rondom die dorp versper en oplossings vir die voortdurende diensleweringkwessies geëis. Oggend- en middagverkeer is erg ontwrig. Lesufi het sy rede kort gelede om 6 uur begin lewer. Die meeste van die betogers se elektrisiteit is afgesny weens wanbetaling. Om hulle frustrasie te kenne te gee, het hulle die strate ingevaar. At first, they used to give us 100 units. Right now, they are no longer giving us anything. And then at the end of the month, when the bills come, it will be something close to 12,000 rand. And then ask yourself, how did we reach to that point? Mothers,
are paying 900 for electricity. That is not fair. Other sections are not paying for electricity and water, but our mothers are paying here electricity, even water. Other houses are breaching. Verkeer is veral erg ontwrig en e-taxi-operateurs het dit ook aan hulle sakke gevoel. Honestly speaking, what they are doing is really impacting not just only them, or the cars that they are trying to block, but also us who are trying to put food on the table. Gemeenskapsleiers sê die hoë krag- en watertariewe en belasting skend hulle waardigheid. Hulle eis dat ou skuld afgeskryf moet word en die program vir behoeftiges hersien moet word. Municipality of Ekurhuleni is selling us the electricity at a very high amount because we're not buying it direct from Eskom, we're buying it from the third part. So the rates are very high, so we are struggling with that. Rubberkoels is gebruik om die skare uiteen te jaag. Die Ekurhuleni munisipaliteit moet nog duidelikheid gee oor die pad vorentoe. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Bly ingeskakel. Oekraïense burgers wat na verskeie Europese lande gevlug het, is onseker oor wat die toekoms vir hulle inhou. Môre is dit presies 4 jaar sedert Rusland Oekraïne ingeval het en die oorlog tussen die twee lande begin het. Intussen het buitelandse ministers van die Europese Unie ook in die Belgiese hoofstad Brussel vergader om nuwe oorlogsanksies teen Rusland te bespreek. Die jongste statistiek van die Verenigde Nasies se vlugtelingagentskap wys dat 5,7 miljoen Oekraïense inwoners die land sedert die begin van die oorlog verlaat het. Terwyl onderhandelinge om 'n vredesooreenkoms in 'n doodloopstraat vasgeval het, is burgers onseker wat die toekoms vir hulle inhou. Ons was heeltemal oortuig daarvan dat die konflik 'n maand of 2 sal neem. Tog hier is ons steeds in Pole na 4 jaar. Daar was so baie tye wat ons reg was om terug te keer Oekraïne toe. Die Hongaarse regering het voor die EU-ministers van buitelandse sake se raadsvergadering gesê dat Oekraïne doelbewus olieverskepings deur die Druzhba-pypleiding keer en dat hy die EU se volgende pakket sanksies wat teen Rusland ingestel sal word verwerp. The Druzhba pipeline has not been hit by any Russian attack. The pipeline itself has not been harmed, and currently there is no physical reason and no physical obstacle to restart the deliveries. That's it. It's purely a political decision by Ukraine. Intussen het die sekretaris-generaal van die VN, Antonio Guterres, gesê dat menseregte op 'n gewelddadige wyse geskend word met 'n verwysing na konflikte in onder meer Sudan, Gaza en Oekraïne. We are living in a world where mass suffering is excused away, where humans are used as bargaining chips, where international law is treated as a mere inconvenience. Conflicts are multiplying and the impunity has become a contagion. Intussen het die Oekraïense president Volodymyr Zelensky se stafhoof gesê nog 'n ronde gesprekke kan die week gehou word met die oog daarop om die oorlog te beëindig. Dit volg na verskeie gesprekke tussen Oekraïne, Rusland en die VSA in Abu Dhabi en Genève. Die Meksikaanse president Claudia Sheinbaum Pardo het 'n oproep om kalmte gedoen en op die sosiale media platform X gesê sake verloop normaal in die grootste dele van die land. Dit volg na geweld in verskeie stede uitgebreek het, ure nadat die weermag bevestig het dat een van die land se mees gevreesde dwelmbase dood is. Memesio Osequera Cervantes was die leier van die Jalisco New Generation dwelmkartel. Hy is gister dood terwyl hy na Mexiko-stad geneem is nadat hy ernstige beserings opgedoen het in gevegte tussen sy ondersteuners en die weermag. Toeriste was ook gestrand gelaat nadat talle vlugte gekanselleer is en verskeie ambassades het gevra dat hulle burgers in veilige plekke bly.
Die Iranse regering het bespiegelings oor 'n moontlike tussentydse ooreenkoms met die VSA verwerp en sê hy sal nie in 'n hoek gedruk word om Amerika se eise te aanvaar nie. 'n Woordvoerder van die land se departement van buitelandse sake sê Iran glo sy posisie oor kernverwante aangeleenthede is wettig en dat hy nie daarvan sal afwyk nie. Iran en Amerika sal donderdag 'n derde ronde samesprekings hou te midde van groeiende kommer oor die spanning wat oplaai tussen die twee lande. Dit kan tot moontlike militêre konflik lei. Volgens berigte beplan president Donald Trump 'n beperkte aanval op Iran, gevolg deur 'n groter een, terwyl diplomatieke pogings voortduur om 'n volskaalse oorlog te verhoed. 'n Ewige winterstorm kom voor vanaf Noord-Carolina tot die noorde van Maine in die VSA met 'n waarskuwing van 'n sneeustorm in New York en ook vir die oostelike dele van Kanada. Meer as 5000 vlugte na en van die VSA is reeds gekanselleer en duisende mense is sonder elektrisiteit. Sowat 60 cm sneeu het oornag geval en skole is in sommige state gesluit. Mense is ook gevra om nie onnodig te reis nie. Nou tyd vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag toe die JSE gesluit het. Die Winter Olimpiese Spele, ook bekend as Milano Cortina 2026, het gisteraand in Italië ten einde geloop. Ons groet vanaand met beeldmateriaal van